Goeiemôre van my kant af, is 'n voorreg om saam te kan wees, soos altyd, en spesifiek ook in vakansietye, waar ons by mekaar kan kom, is so lekker om as gelowiges en as die liggaam van Christus by mekaar te kan kom. Voor ek in die woord gaan induik, net eers 'n stukkie hartseer familienuus, wat ek moet deel. Willem en Daleen, wat ons huisouers is by ons baba huis Tembiso. Willem het 'n geleentheid gekry wat die Here oor sy pad gebring het, wat om skuif eintlik na 'n volgende deel in sy roeping toe. En dit is vir ons baie hartseer om hulle te moet groet aan die einde van die maand, maar ons is ook opgewonde oor wat die Here mee besig is in hulle lewe. En hulle gaan skuif aan die einde van Julie, skuif hulle na sy nuwe werk toe. En daai werk vereis ook dat hulle moet bly op die perseel waar hulle gaan wees. En dit maak dat Daleen natuurlik wat die huisma is, wat aangestel is by ons huis, saam met haar man wil gaan, natuurlik, dit maak het sin. Hulle bly nog in die omgewing, so hulle is nog naby genoeg en gaan nog baie uithelp by huis Tembiso en betrokke wees op baie maniere, maar hulle gaan nie meer die huisouers kan wees nie. So dis vir ons baie hartseer om dit te sê, maar ook daar is nou geleentheid om weer nuwe huisouers in te kry. En as jy sou belangstel of weet van iemand wat huisouers wil word vir 10 babas, Ek lag terwyl ek dit sê, want ek weet wat se effort dit vat. Ek het al 'n paar keer gaan kuier vir 10 minute, dan sê ek soos 10 minute was genoeg. Bless julle, ons bid vir julle, julle doen 'n goeie werk. So as jy belangstel of wil meer weet rondom dit, is jy so welkom om met my te gesels. Ons begin vandag met 'n nuwe fokus wat ons noem sê weer. Daar's tye waar Jesus sekere stellings maak, waar ek en jy eintlik net moet stop en sê, "Ekskuus Here, sê gou weer, ek dink nie ek verstaan so lekker nie, ek dink nie ek hoor so mooi nie." En die meeste van die tye wat die Here sulke statements maak, waar Jesus sulke sinnetjies bymekaar sit, is dit in meeste gevalle eintlik nogal sinne wat aanstootlik is in sekere opsigte. Ek is mal daaroor wanneer Jesus in Johannes 6 vers 61 met sy disippels praat, en hy het 'n statement gemaak, en Anneke gaan eintlik daaroor gesels oor 'n paar weke van hier af, waar dit nogal vir hulle 'n groef is in hulle harte en in hulle wese. En dan kom Jesus en hy sê, en Jesus het homself geweet dat dit sy disippels is wat hieroor murmureer, en hy sê vir hulle, "Is dit vir julle tot 'n aanstoot?" En is my so incredible sinnetjie wat hy daar aan mekaar sit, waar hy sê, "Daar's sekere goed wat ek gaan sê wat vir jou gaan moeilik wees om te sluk. Daar's sekere goed wat ek gaan sê wat jou wêreld gaan kom skud. Daar's sekere goed wat ek en jy gaan moet stop en net sê, "Ekskuus Here, sê gou weer, ek het nodig om hierdie te verstaan." Want as ek en jy nie gaan stop en vra, "Here, ek het nodig om te verstaan nie," dan gaan ek en jy verkeerde aannames maak. Ek meen, het jy al ooit in 'n plek gewees waar jy gekuier het met mense en daar's eintlik 'n klomp mense om die tafel en is bietjie luidrigtig in die omgewing, en nou praat iemand met jou en jy kan nie lekker hoor wat hulle gesê het nie, en in plaas van om net te stop en te sê gou weer, maak jy asof jy gehoor het en jy sê net ja, en jy lag net soos ja, en die persoon se reaksie is soos, "Het jy gehoor wat ek nou gesê? Hoekom sê jy ja?" Nou, het jy al ooit daai moment gehad? Of jy praat op die telefoon en die persoon aan die ander kant van die telefoon, dis gewoonlik ook nog 'n belangrike gesprek soos versekering of medies, en dan kan jy nie lekker hoor nie, en nou het jy al 2 keer vir hulle gesê, sê gou weer, en nou kom jy op die punt waar jy voel, "Ek weet nie of ek nou nog dit weer 'n keer kan sê nie," nou sê jy maar net ja. Ek dink vandag nog, ek is verseker vir dinge wat ek nie 'n klou het, waarvoor ek verseker is nie. Want ek kan nie die persoon hoor aan die ander kant, en ek sukkel om te verstaan wat hulle vir my probeer sê, en dan as ek net so, "Okay, ja, dis reg." Of jy's 'n jeugpastoor, en iewers skrik jy wakker in die vergadering, want jy hoor jou naam, en jy sê net ja, en jy reageer op iets wat jy nie 'n idee het voor nie. En nou maak jy aannames oor wat jy gehoor het, en jy probeer uitfigure wat jy moet doen. Ek gaan nie name noem nie, maar dit was ek gewees toe ek 'n tienerpastoor was. En daar's oomblikke waar jy goed moet uitfigure en verstaan, en as ek en jy nie gaan stop, daar's goed wat Jesus sê, wat ek en jy nie van onseker moet wees wat hy gesê het nie. Daar's goed wat Jesus sê, waar ek en jy nie moet gaan en sê, "Okay, ja Here, dit is maar net hoe dit is nie." Daar's goed wat ek en jy moet verstaan wanneer Jesus sekere stellings maak, en een van die goed waar hy 'n stelling gemaak het, wat eintlik bietjie aanstootlik is in baie opsigte, maar wat ek en jy seker moet wees van wat hy sê, is in Matteus 10 vers 34. As jy jou Bybel het, jy kan oopmaak by Matteus 10, ons gaan redelik by hoofstuk 10 van Matteus stil staan. Hy begin, dan sê hy, "Moenie dink dat ek gekom het om vrede op aarde te bring nie.
Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Ekskuus Here, sê gou weer. U het nie gekom om vrede te bring. Is dit nie teenstrydig met dit wat die Bybel ons leer nie? Is dit nie teenstrydig met dit wat hy al klaar sê nie? Is dit nie teenstrydig met goed wat ons klaar weet oor wie Jesus is nie? Is dit nie goed wat al klaar moeilik is as ons in 'n ander opsig daarna gaan kyk? Jy moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Ek meen dit klink nie reg nie. Is Jesus nie dan juis wat Jesaja ons leer, the Prince of Peace nie, die vredevors nie? Is hy nie juis die een wat sê dat in die bergprediking maak hy die stelling om te sê salig is die vredemakers, want aan hulle behoort die koninkryk van God? Is dit nie juis wat Efesiërs 2 vers 14 vir ons sê rondom wie die Here is, dat hy is ons vrede nie? Is dit nie juis dat vrede deel is van die vrug van die Gees nie? Wat het ons nodig om te verstaan wanneer Jesus sê, ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar om die swaard te bring? En wanneer Jesus dit sê, dan wil hy natuurlik ons bietjie skok. Hy wil natuurlik ons wêreld so bietjie kom skud, en ek en jy het nodig om anders te luister wanneer hy sulke stellings bring na jou en my lewe toe. En wat belangrik is in daai sinnetjie wat hy sê, is hy begin met die woorde, moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. En die oomblik wanneer hy die woord aarde gebruik in hierdie konteks, dan sê hy, hier's wat ek en jy moet verstaan rondom wat ek kom doen het as Jesus Christus, toe ek aarde toe gekom het. Hier's wat jy moet verstaan, dit wat ek bring uit die koninkryk van die hemele bots met goed op die aarde. Dit wat ek bring, het 'n teenstrydigheid met dit wat die wêreld se opinies is, en dit wat die wêreld se uitsprake is. Moenie dink dat ek gekom het om vrede te bring nie, ek het gekom om die swaard te bring op aarde. Ek het gekom om te verstaan dat daar's goed wat gaan bots met dit wat vanuit die koninkryk van die hemele uitkom. En Jesus maak ons bewus in daai statement, hy sê, moenie dink dat ek aarde toe gekom het om net ruggies te vryf nie. Ek het gekom om die boks bietjie te skud. Moenie dink ek het gekom om net maar dinge gemaklik te maak vir die gelowiges nie. Weet dat ek gekom het om alles te kom verander en alles te kom vernuwing te bring. Wees oortuig eintlik dat dit die realiteit gaan wees. Wees bewus van die feit dat ek gekom het met 'n missie, sê die Here. Wanneer hy kom en hy sê ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard, dan sê hy, weet in jou wese en in jou hart van harte dat hier is 'n missie wat op die aarde gaan uitdrukking vind, wat nie noodwendig altyd gaan gemaklik wees vir jou en my nie. En dan sê hy in daai konteks, ek het nie gekom om vrede te bring op die aarde nie, maar ek bring die swaard. Die woord swaard wat hy gebruik is die woord makaira, wat beteken 'n large knife, used for killing animals or cutting up flesh, wat anders is as byvoorbeeld in Openbaring 2 vers 12, wat sê, en ek skryf aan die engel van die gemeente in Pergamus, dit sê hy wat die skerp tweesnydende swaard het, daai woord is rhomphia, wat 'n saber is, a long and a broad sword. En in daai konteks is dit eintlik belangrik om te weet dat wanneer Jesus sê, praat oor hierdie konteks, dan sê hy, wanneer ek praat oor 'n swaard wat ek bring na hierdie aarde toe, is dit nie 'n swaard wat net oorlog voer op 'n afstand en ek hoef nie naby te kom om hierdie ding aan te pak nie. Dis nie net 'n ding wat gaan wees in die konteks van op die aarde gaan daar stryd wees en gaan daar moeilikheid wees nie. Dit gaan nie net 'n ding wees wat moeilikheid veroorsaak net op 'n afstand nie. Hier's iets wat intiem gaan wees in hierdie gesprek. Hierdie is nie 'n swaard wat ek oorlog mee voer en ek kan die vyand eintlik bykom van 'n afstand af nie. Hier's iets wat gaan naby jou kom, so naby dat jy eintlik 'n mes nodig het. En dan sê hy, hierdie konteks van hierdie mes is om eintlik oop te kleef en skeiding te bring. En nou gaan Jesus en hy verduidelik presies wat hierdie ding beteken. Hy sê in vers 35, want ek het gekom om tweedrag te verwerk tussen 'n man en sy vader, en tussen 'n dogter en haar moeder, en 'n skoondogter en haar skoonmoeder. 'n Mens se huisgenote sal sy vyande wees. Ek dink daar's baie mense wat sal aanstoot neem in hierdie gesprek wanneer Jesus dit het. Ek meen, wanneer hy sê aan die begin, ek het gekom om tweedrag te verwerk tussen 'n man en sy vader, is dit dan nie God wat sê, eer jou vader en jou moeder nie?
Sodat wat gebeur? Sodat jou dae verleng kan word. Is dit nie God wat juis hierdie uitspraak maak en sê, die gesinsstruktuur is so belangrik, dat ons dit moet koester nie? Is dit nie deel van 'n ouderlingse verantwoordelikheid om eers te sorg dat sy huis mee goed gaan, voordat hy ander kan bedien nie? Wat is God besig om te sê? Wat is Jesus besig om vir jou en my te laat verstaan in hierdie konteks? Hy sê, ek het gekom om tweedrag te bring, en nou gee hy vir jou en my eintlik die verstaan in daai prentjie. Hy sê, hierdie gaan nie oor die 5de gebod nie, hierdie gaan oor die koningskap van jou hart. Hierdie gaan nie net oor 'n verstaan van verhouding wat belangrik is nie. Hierdie gaan oor 'n baie dieper gesprek. Wie is eerste in jou hart? Is dit pa of ma of is dit Jesus? En nou sê hy, hier's die ding wat eintlik moeilik gaan wees. Hier's 'n realiteit wat baie keer moeilik is om te sluk en te verstaan. Wanneer jy jou hart vir die Here gee, word hy die eerste liefde. Hy word die autoriteit in jou lewe. En nou is daar goed wat teenstrydig gaan wees met dit wat vanuit 'n wêreldse plek uitkom. En nou sê Jesus, hier's die realiteit wat saam met dit kom. Daar gaan 'n bots kom wat baie keer moeilik is om te verstaan. Daar gaan baie keer goed gebeur in jou en my wêreld wat intieme verhoudinge gaan beïnvloed omdat jy kies om Jesus te dien. En ons voel baie keer, maar Here, dit sit nog steeds nie so lekker met my nie. Ek verstaan nie so lekker wat ek moet doen met hierdie gesprekke nie. Ek verstaan nie so lekker hoe ek dit moet hanteer nie. Ek verstaan nie lekker hoe moet ek dit benader nie. Tim Keller het op 'n stadium die volgende gesê. Nou of jy hou van Tim Keller of nie hou van hom nie, en of jy saamstem met wat hy sê of nie saamstem nie, ek dink hierdie is 'n redelike akkurate stelling wat hy maak. Hy sê, if Christianity is really true, it will be offending and correcting you somewhere. To stay away from Christianity because part of the Bible is offensive to you assumes that God wouldn't have any views that upset you. Ek love dit. Ek love dit. Op die ou ende gaan dit oor God se standaarde, nie jou en myne nie. En hy sê, daar's goed wat hy gaan sê, wat jou en my gaan upset, en sê, Here, maar hierdie maak nie vir my sin nie, en die Here sê, hier's die ding wat jy moet verstaan, dat wanneer jy my kies jy my as die eerste, en as die oorsprong, en as die autoriteit van jou lewe. Daar is net plek vir een op die troon van jou hart. Wie sit daar? Wat is besig om die oorsprong van jou hart te gryp? Jesus sê, ek het nie gekom om vrede te bring op aarde nie. Dit gaan nie hier oor 'n geleentheid om aggressief te wees nie. Jesus praat nie hier oor 'n vyhandige gees, en nou kan ek opstaan en maar net mense van my af wegstoot nie. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê net, wees bewus van die realiteit dat wanneer jy my kies, is daar implikasies in die keuse wat jy gaan maak, en dit gaan offensive wees vir ander mense. En wees bewus van die feit dat hulle gaan ongelukkig wees met die keuse wat jy gemaak het. Ek meen, daar's voorbeelde wat ek nie opmaak nie, wat ek eintlik van kan getuig, wat ek al beleef het, en gesprekke wat ek al gehad het, waar 'n kind radikaal tot bekering kom op 'n kamp, en teruggaan na sy huis toe, en sê, ek het Jesus aangeneem as my saligmaker en my verlosser. Ek wil graag Sondag kerk toe gaan. En waar die pa en die ma vir daai kind sê, dis nie wat ons doen nie. Hoekom wil jy nou kerk toe gaan? Sondag is ons rustige dag. Niemand gaan opstaan en jou gaan kerk toe vat in elk geval nie. So jy kan maar daai gedagte net laat gaan. Hoe ouers sit om 'n tafel en vir hulle kind sê, dis nie wat ons doen nie. Ek het al in 'n gesprek gesit waar 'n ma en 'n dogter by my kom sit en sê, ons het die Here aangeneem en ons het so oortuig geraak ons moet gedoop word, maar my man het gesê hy wil niks met ons te doen hê as ons die stap vat nie. Wat moet ons doen? Nou sit ek in daai gesprek, nou bid ek, nou sê ek, Here, hierdie is 'n moeilike ding, want haar man wil nie hê hulle moet gedoop word nie, en U is so duidelik in die woord, Here, dat ons in verhoudinge so 'n belangrike besluit moet maak om by mekaar te kan wees. Maar nou is hier 'n groepering mense wat hier by my sit en sê, ons het 'n oortuiging gekry van dit wat ons moet doen uit gehoorsaamheid in ons geloof aan Jesus Christus, en nou is daar tweedrag wat gebeur in 'n huis as gevolg van dit. Hoe moet ek hulle antwoord? En hierdie skrif slaap my so hard. Hy sê, die Here self wat sê, ek het nie gekom om vrede te bring nie. Ek ken 'n jong koppel wat in my kantoor gesit het, hulle wil trou. En op 'n stadium in die gesprek, iewers along the line,
is daar 'n openbaring wat kom vir die man. En hy sê vir sy toekomstige vrou, ek gaan uit die huis uittrek, totdat ons trou. En dan gaan ons weer by mekaar intrek. En haar reaksie is, hoekom is jy nou so godsdienstig? Hoekom loop jy nou skielik met die Bybel onder jou arm? Hoekom wil jy nou goed regtrek? Ek weet van 'n moslemvrou wat tot bekering gekom het in haar familie, haar onterf het. En Jesus kom op hierdie stadium en hy sê, jou huisgenote gaan jou vyande word. Is die huwelik nie dan juist sacred nie? Is dit nie juist dit wat Jesus gesê het, ons moet eintlik, ek moet my vrou kan heilig deur die woord en deur die waarheid nie. Ek moet op 'n plek kan wees waar ek nodig het om te verstaan wat die implikasie is, nie net van my oortuiging van wie Jesus is nie, maar van wat die oortuiging in my hart kom losmaak. Wat is dit wat ek nodig het om van bewus te wees? En weer eens, dit gaan nie oor 'n vyhandige gees nie, dit gaan oor die bewustheid dat jy eintlik teestand gaan kry. En Jesus sê nie, ek bring 'n swaard, sodat jy iets het in jou hand om meer vyandig te wees nie. Hy sê, ek bring 'n swaard, want hierdie ding gaan maak dat mense vyandig raak teenoor mekaar. Daar gaan kinders wees wat in teenstand kom met hulle ouers, omdat hulle Jesus kies. Daar gaan huwelike wees wat spanning beleef, omdat een tot bekering kom en die ander een nie. Daar gaan vriendekringe wees wat uitmekaar val, omdat iemand Jesus gekies het en die ander nie. En dit raak 'n moeilike gesprek en dit voel partykeer, maar Here, wat moet ons doen met hierdie gedagte? En dan stop Jesus nie eers daar nie, hy gaan nog verder. Hy sê, wie die vader of moeder bo my liefhet, is my nie waardig nie, en wie my seun, en wie 'n seun of 'n dogter bo my liefhet, is my nie waardig nie, en wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. Wie sy lewe vind, sal dit verloor, en wie sy lewe verloor om my ontwil, sal dit vind. Jesus kom op 'n plek waar hy sê, dit wat ek aarde toe gebring het, dit wat uit die koninkryk van die hemele afkom na die aarde toe, is 'n alles of niks mentaliteit nie. Daar is nie 'n tussengang nie. Dit vra 'n commitment en 'n oortuiging, Here, ek het U gekies met my alles, en daar is nie 'n afbetaalplan op hierdie ding nie. Dis my kruis opneem en U volg of niks nie. Dis om op te staan en te sê, Here, ek het besef wat U in my lewe doen, en nou kan ek nie meer langer lyk soos die wêreld nie. Jesus bid dit vir jou en my in Johannes 17. Dan bid hy en hy sê, Here, ek bid nie dat U hulle uit hierdie wêreld sal uitvat nie. Hou hulle in hierdie wêreld, maar heilig hulle met U woord. Heilig hulle met U waarheid, en U woord is die waarheid. Maak seker dat hulle in hierdie wêreld gaan bly, en in die wêreldse sisteme nog gaan betrokke wees, maar weet dat daar iets gaan wees wat anders is in hulle, en omdat daar iets is wat anders is in hulle, is daar spanning in die wêreld. En op die einde van die dag, dan lees ek hierdie, dan sien ek al wat vir my belangrik is ek het nodig om te verstaan, ek maak 'n keuse om te sê, Here, ek volg U met alles. Ek gee my lewe vir die saak, soos wat U lewe gegee het vir my. Wanneer Jesus met hulle praat oor neem jou kruis op en volg my, het hulle nog nie 'n verwysing van 'n kruis wat verlossing bring nie. Hulle het 'n kruis wat spanning veroorsaak. Hulle het 'n kruis wat smarte bring. Hulle verstaan 'n kruis wat eintlik my vat na 'n opoffering toe, wat eintlik die ultimate sacrifice gaan vra. En nou sê Jesus vir hulle, hier's die intense, radikale, life-changing ding wat jy gaan moet verstaan. As jy my kies en jy volg my, weet daar's 'n swaard wat gaan maak dat vrede baie keer spanning beleef. En wanneer vrede spanning beleef, moenie voel dat ek nie betrokke is in die gesprek nie. Moenie voel dat ek jou verlaat het nie. Moenie voel dat ek nie deel is van dit nie. Al wat jy nodig het om te doen, is neem jou kruis op en volg my. Worship team, julle kan my join hier voor. Is jy bereid om jou lewe te gee vir die saak van Jesus Christus? En wanneer hierdie gesprek begin, is dit vir my eintlik so belangrik dat wanneer Jesus sê, in die gesprek wat ek met jou wil hê, gaan dit oor die verstaan dat daar is 'n vyand wat vyandig wil wees. Daar's 'n vyand wat elke geleentheid soek om twis te bring. Daar's 'n vyand wat met elke geleentheid soek om verwarring te bring. Daar's 'n vyand wat met elke geleentheid soek om twyfel te bring na jou gesprekke toe. En Jesus kom en hy sê eintlik met soveel liefde,
maar tog met soveel autoriteit en so groot verstaan van dit wat dit in jou en my lewe gaan losmaak. Ek het nie gekom om vrede te bring op die aarde nie. En ek is eintlik altyd geïnteresseerd in die manier oor hoe Jesus die gesprek begin in vers 34. Moenie dink dat ek. Moenie 'n aanname maak dat wanneer jy my dien, dat dit net vredevol gaan wees nie. Moenie dink dat ek aarde toe gekom het om vrede te bring nie. En op die einde van die gesprek, as ek die Bybel in konteks vat, en ek vat dit wat ek weet oor wie Jesus is, en ek voel eintlik, as jy daai sinnetjie net lees op sy eie, dan voel jy, maar Here, hierdie is absoluut teenstrydig met wie hy is. Dit voel vir my, hierdie ding clash hier met my binnekant. Wat moet ek maak met hierdie oortuiging wat u hier besig is om te verduidelik vir die disippels? Moenie dink dat ek. En in die enigste antwoord wat hy gee is jy bereid om my te volg en jou kruis op te neem? Is jy bereid om te sê, ja Here, vir moeilike gesprekke in families en gesinne? Is jy bereid om ja te sê vir intieme fights wat op pad is, omdat jy my volg? Is jy bereid om die kruis op te neem en te sê, Here, dit maak nie saak wat dit kos nie, dis nie 'n afbetaal proses hierdie is 'n alles of niks, ek sal U volg, Here, al beteken dit, ek moet hierdie moeilike gesprekke hanteer in my lewe. Moenie wegkruip agter verskonings nie, moenie wegkruip agter goed, wat jy eintlik net wil sê, ek het nie nou krag of energie om hierdie ding te hanteer nie. Moenie gaan terugsit en sê, ag Here, laat dit iewers in die geheim net, dat hy 'n openbaring kry en skielik die Here vind nie. Staan op en sê, Here, ek volg U met alles in my. Ek volg U. U is die koning van my lewe. U is die koning van my hart. En ek volg U, Here, en ek hou die pad, en ek hou die koers, en met alles in my, en in alles binne in my, bid ek, dat elke persoon wat in 'n intieme verhouding met my is, as hulle hierdie swaard beleef, dat hulle tot inkeer sal kom en nie verlore sal gaan nie. Ek bid met alles in my, Here, dat dit wat ek besig is om U mee te volg, dat daar dalk iewers 'n saadjie geplant word, sodat U koninkryk gevestig kan word in hulle lewe. Moenie dink dat ek gekom het om vrede te bring nie, maar weet dat op die einde van die dag vrede die resultaat gaan wees. Moenie dink dat ek gekom het om vrede te bring op die aarde nie, ek het gekom om die swaard te bring, maar nie in 'n vyhandige opsig, waar jy kan gaan en net mense afskryf nie, juist sodat jy moet gaan en fight the good fight. Juist sodat jy moet gaan en sê, hierdie is nodig, dat jy moet deurgaan, partykeer deur pyn en moeilike gesprekke, sodat daar 'n deurbreek kan kom in iemand anders se hart en se lewe. En ek was so intens bewus vanoggend, en ek weet, dit is 'n sensitiewe gesprek, en ek weet dit is 'n moeilike gesprek, maar ek was so intens bewus van huwelike wat juis hierdie spanning beleef in hierdie oomblik. Ek was so intens bewus van hoe die Here my attent maak op hierdie gesprek van, maar die intieme fights, die goed wat die swaard eintlik voorkom skeiding bring, dit wat die swaard kom oopkleef in mense se harte, dit gaan altyd seer wees. Dit gaan altyd pynlik wees, dit gaan altyd moeilik wees, dit gaan altyd ongemaklik wees, dit gaan altyd 'n struggle wees. Is jy bereid om jou kruis op te neem om hom te volg? En ek was so intens bewus van 'n oomblik waar ons nodig het om te bid, spesifiek vir huwelike, maar vir ouers en kinders, vir huisgenote, familie, huwelike. En ek wil jou vra as jy in hierdie plek sit vanoggend. En as gesprekke wat jy weet jy moet face. Moenie wegkruip nie. Moenie gaan lê nie. Moenie wag vir beter dae nie. Volg Jesus. Ek wil jou vra om vir 'n oomblik net jou oë te sluit daar waar jy is. Ek wil vra terwyl elke oog gesluit is om nie rond te kyk in hierdie oomblik nie.
As jy vandag in hierdie plek is en jy sê net, Here, ek het dalk te veel compromises gemaak. Ek was bang vir die spanning. Ek was bang vir die ongemak van die gesprek. Ek was bang vir wat dit dalk gaan beteken as ek die gesprek gaan voer. Here, maar vandag wil ek kies om U te volg met alles in my. Ek weet U preek en U sê salig is die vredemakers, aan hulle behoort die koninkryk van God. Maar Here, ek weet ook dat U roep my vandag om in te tree in hierdie spasie in van dit wat U kom doen het. Nie met 'n vyandige gees nie, maar vandag, Here, met 'n wete en 'n begeerte dat die manier hoe ek gaan lewe gaan bots met die wêreld. Dat die manier hoe ek gaan lewe gaan teenstrydig wees met dit wat wêrelds is. En as jy vandag in hierdie plek sit en jy sê net, Here, vandag wil ek daai commitment maak. Vandag wil ek nie net 'n Christen wees wat dit gemaklik vir my maak nie, maar ek wil U dien, Here, met alles in my, met die volheid van wat die kruis vir my beteken en die opstanding vir my losmaak. En as jy in hierdie plek is en jy wil net ingesluit wees in so 'n gebed, wil jy nie vir 'n oomblik net jou hand in die lug steek daar waar jy is nie. En as jy hom opgesteek het, jy kan hom weer laat sak, jy hoef hom nie daar te hou nie. Here, dankie dat ons vandag gesinne kan opdra in U. Here, in ons begeerte van ons harte is nie dat hierdie gesprekke moet uitlei, Here, op die vernietiging van gesinne nie. Here, ons gebed vanoggend is, Here, selfs daar waar U die swaard bring, mag dit die swaard wees wat lei na verlossing toe. Mag dit die swaard wees, Here, wat lei na vernuwing. Mag dit die swaard wees, Here, wat vandag kom vlees oopkleef en kom onderskei tussen dit wat in die gees en in die siel gebeur, tussen dit wat in vlees gebeur. Ek bid, Here, dat U sal kom en dat U ons 'n boldness sal gee om op U woord te kan staan met dit wat U vir ons bestem, met dit wat U oortuiging is vir ons lewens, Here, sodat ons nie sal terugstaan vir die waarheid nie, en nie sal terugstaan, Here, vir dit wat U koninkryk eintlik bevestig nie, en vir dit wat die waardes is van die koninkryk nie, Here, maar dat ons bereid sal wees om op te staan in 'n gebroke wêreld, en nie sal kyk na wat dit is, wat die konflik kan veroorsaak nie, maar sal soek na dit wat U, Here, wat U in ons lewens kom losmaak, wat kom uitstraal, en wat kom aanspreek wat gebroke is in die wêreld. Sodat daar ongemaklike gesprekke kan wees, sodat daar heelmaking kan wees, sodat genesing kan plaasvind. Is ons gebed, Here, vandag in U naam alleen. Amen en amen. Ek wil jou vra om saam met my te staan, en terwyl jy staan, vanoggend bewus te wees. Vanoggend bewus te wees en vir jouself die vraag te vra. Wat beteken dit vir jou om jou kruis op te neem en om te volg? Wat beteken dit vandag vir jou om te sê, Here, in my huwelik volg ek U. In my vriendekring volg ek U. In my besigheid volg ek U. Op die sportveld, Here, volg ek U. In my gesprekke, Here, volg ek U. In my oortuigings volg ek U. Wat beteken dit vir jou om jou kruis op te neem en Jesus te volg vandag? Wat beteken dit vir jou om vandag te sê, Here, ek wil bewus wees van hierdie uitkoms wat U sê in die einde, wanneer U hierdie woorde gebruik in vers 37, 38 en 39, en wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. Wie sy lewe vind, sal dit verloor, en wie sy lewe verloor, om my
ontwil, sal dit vind. En is so 'n kritiese sleutel wat ek gee, om my ontwil, om dit wat ek in jou lewe losgemaak het, nie net 'n random besluit nie net goed wat jy nou voel is teenstrydig met wie jy is nie, om die Here se ontwil, om dit wat hy losmaak, sal jy dit vind, dit wat jy eintlik sou verloor het, as jy dit nie gedoen het nie. En mag jy vandag bewus wees van wat dit in jou kom losmaak, mag jy vandag bewus wees van wat die Here eintlik kom aanspreek in jou en my lewe, in jou en my oortuigings. En in daai konteks wil ons hom net aanbid. En in 'n oomblik van aanbidding, eintlik die Here te vra, Here, wat is dit wat daai perspektief van die koninkryk van die hemel bring na my lewe toe, deur my lewe, na my omgewing toe. En wees gereed, dit gaan ongemaklik wees. Jesus sê eintlik, verwag dit. Verwag dat daar spanning gaan wees as jy my kies. Dit is 'n moeilike gesprek. Verwag dat daar tweedrag gaan wees. Verwag dat daar skeiding gaan wees. Maar in alles, soek met alles in jou om hom te volg. So kom ons aanbid hom net in die volgende paar minute. En ons hoor, wat is dit wat die Here wil losmaak in jou hart en in jou gees, in hierdie persoonlike, intieme oomblik, net vir jou.